groep en kon direk met die aanlyn groep kommunikeer, so as ons verlede week vergeet het om met julle direk te kommunikeer, jammer vir dit, en ons sal probeer om aanlyn met julle te kommunikeer met die aanlyn mense, en ek het ook vir Tebogo hulle gevra dat ons asseblief kyk dat hulle die bord kan raak sien en dat ons met die bord kan die notas mooi kan sien, en dan dat die aanlyn mense ook die nommer wat Dot het kan sien, en dan as hulle, al is dit 'n week later dan vra het, dan kan ons ook op die manier kommunikeer. Nou, dis die idee, hier sien julle sy naam en nommer, Dot, en haar nommer, en so dan, as julle net vir ons, asseblief, as jy enige vrae het, enige iets wat jy wil weet, kommunikeer met haar, en dan so aan die einde van die sessie sal ons so 'n tydjie hê wat ons dan 'n geleentheid skep waar ons vrae sal antwoord. En ek dink verlede week het ons 1 of 2 interessante goed kon hanteer. Hallo Tian, welkom. So kom ons begin deur saam te bid. Here, dankie dat U wonderlik en genadig is. Here, dankie dat U alles vashou in U hande. Here, as ek hierdie boek lees van Rut, dan dink ek daaraan, U is soewerein. U bepaal alles. U weet die einde voor U begin. U begin elke ding en U beplan alles haarfyn. Elke liewe dingetjie in ons lewe is in U hande en weet U vooraf. Dankie dat ons 'n gerusheid ook in die boek Rut daarin mag vind. Ons eer U, Jesus. Amen. Goed, nou kom ons begin. As jy saam met my na die boek Rut toe gaan, sal blaai, ons het verlede week, vir die van julle, wie was nie verlede week hier nie? So, hier so 'n paar, so ek sal vinnig net recap, en 'n paar dinge sê, hallo julle twee, en kom ons probeer vinnig sê wat ons verlede week gesê. Dot het gou die name neergeskryf verlede week van die ouens wat in die storie speel. Ons het vir mekaar gesê, is eintlik 3 hoofverhale, Naomi, Rut en Boas. En eintlik gaan die storie oor Naomi. Hierdie boek moet eintlik Naomi gewees het en nie Rut nie. Want die hele storie gaan eintlik oor haar en die Here se geweldige genade ten opsigte van haar. En toe het ons verlede week ook vir mekaar gesê dat hierdie storie is eintlik geskryf, en ons het so 'n bietjie na verskillende skrifte in kronieke gekyk, en hierdie was 'n algemene storie wat in die volksmond was, want ons sien dat Salomo toe hy die tempel bou, toe noem hy die 2 bronspilare aan die voorkant van die tempel, Boas en Jageb, wat is die ander naam? Jagin. Is iets van jaag en iets aan die einde. Jagin. En 2 helde uit die Bybel uit wat almal se volksstorie geken het, maar wat nie noodwendig neergeskryf was nie. En eintlik eers na die ballingskap word hierdie storie dan neergeskryf. En ons het toe vir mekaar gesê dit word juis na die ballingskap in Esra se tyd neergeskryf. Want dis toe aan die einde van Ezra en Nehemia wat ons sien dat hulle 'n geweldige wit en swart oordeel gevel het oor vrouens wat uit Moabitiese, Midianitiese, Assiriese afkom en met die Israeliete getrou het, en dat hulle se muur verjaag het. En dat die skrywer, onbekende skrywer, ek dink 'n priester, vanuit Ezra se tyd op 'n manier net wou sê, hoorie, indien julle hierdie vrouens wegjaag, dink net daaraan dat Rut, wat ook 'n Moabitiese vrou was, heel moontlik ook weggejaag sou moes word as sy nou geleef het. Maar Dawid het uit haar uitgekom. Dit was een van haar nageslagte. So dink mooi, voordat jy net 'n streep in die sand trek en sê, dis wat ons moet doen in hierdie geval. So dit was een van die beweegredes agter Rut. Ek dink dit was so bietjie om feminisme, of eintlik meer aan die ander kant chauvinisme
rassisme, al hierdie tipe goed aan te vat in hulle tyd en het al daai temas eintlik vandag nog vir ons, is dit nog vandag vir ons van toepassing en kan ons nog steeds daarna kyk. So as ons vandag begin met Rut, blaai gou saam met my na Rigters se heel laaste vers. Rigters se heel laaste vers sluit doelbewus aan by die heel eerste vers van Rut. Rigters se heel laaste vers sê, Rigters 21 vers 25. In daardie tyd was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Nou net al as jy 'n studie van Rigters gedoen het, sal jy weet dat daai een van die hartseerste verse in die hele Bybel is. Wie het al Rigters van hoek tot kant deurgelees? Dis 'n terrible boek. Nee, asseblief nie. Ek het regtig gedink, ek wil asseblief nie weer Rigters in my lewe doen nie. Ek dink ek het dit vir Radio Kansel gedoen. Dis 'n ongelooflike harde boek om te doen. En jy moet 'n paar moeilike vrae beantwoord as jy deur Rigters werk en 'n moeilike paar teologiese goed in jou kop en hart uitsorteer. Maar ons het verlede week ook vir mekaar gesê dat Rigters loop konstant, ek dink is in 300, 400 jaar, konstant deur 'n siklus van dit gaan goed met die Israeliete en omdat dit goed gaan met hulle, begin hulle rug draai op die Here of vergeet van die Here, dan begin hulle afgode aanbid en omdat hulle afgode aanbid, begin dit al hoe slegter gaan met hulle. Dis 'n beginsel in die skrif. Dit wat ek gister in die kerk gesê het oor Haggai 1, dis nie 'n vloek nie, dis 'n beginsel. As jy jou rug draai op die Here, dis soos die swaartekragwet. Wanneer jy jou rug draai op die Here, dan gaan daar net geestelike wette wat in aksie kom, dan gaan dit met jou al hoe slegter. Daar is so 'n mooi skrif wat ek ergens neergeskryf het, wat ek wil hê ons moet gou na toe blaai. Wat interessant is, Levitikus 26, Levitikus 26 vers 7. Dink ek is dit? Ja, waar is ek nou? 17. Nee man, is nie hy nie. Daar's 'n skrif in Levitikus wat sê dat die Here, as jy nie die Here sal volg nie, sal hy die hemel vir julle yster maak en die grond brons. Ja, kyk gou vir my daar. Hy is daar ergens. Ek het nou verdwaal geraak. 19. Ek sal julle hardnekkige verwantheid breek. Ek sal julle hemel soos yster maak en julle grond soos brons. Die beginsel uit die skrif uit gaan daaroor dat as jy jou rug keer op die Here, as jy jou na die Here toe keer, sal ek jou seën. As jy jou rug keer op die Here, dan sê die Here, dan gaan jy ervaar, en dis 'n geestelike beginsel, dan gaan jy ervaar dat die hemel soos yster is. Yster is nie sponserig nie, daar's nie water in yster nie, dit gaan nie vir jou water drup nie, en die grond gaan wees soos brons, hard en ongenaakbaar. En is eintlik wat dan gebeur in Rut hoofstuk 1. Weer in een van daai moeilike tye van Israel se bestaan, gaan dit met hulle geweldig moeilik, want hulle is besig om sonde te doen en hulle rug te draai op die Here. En daarom lees Rut hoofstuk 1 vers 1. In die jare toe die rigters nog regeer het, was daar hongersnood in die land. Toe die rigters nog regeer het, almal het gedoen wat goed was in hulle eie oë. Daar was nie 'n koning nie, elkeen was eintlik sy eie koning in sy eie oë. 'n Hartseer toestand, mense wat nie besef dat die Here hulle koning is nie. Dit bring my net nou by Elimelech, wat beteken die Here is my koning. Maar goed, die rigters, in die tyd van die rigters, toe almal gedink het, ek kan doen net wat ek wil, daar's nie 'n koning nie, ek mag maak wat ek wil, was daar hongersnood. As daar hongersnood is, sê dit ook per implikasie vir jou Ou Testament. Die mense het ergens drasties begin sondig.
En dit was die Here se eerste manier om hulle te waarsku, te laat terugdraai teen hulle sonde. En dan gaan hy aan, dan sê hy, 'n man van Bethlehem in Juda het tydelik in die gebied van Moab gaan bly, en hy en sy vrou en sy 2 seuns. Die man se naam was Elimelech. Ons het verlede week vir mekaar gesê, Melech, koning, Elimelech is die Here is my koning. Kan jy onthou, daar was nog 'n ou wat Melech in sy naam gehad het. Wie kan die ander een Melech onthou? Tian? Abimelech. Wie was Abimelech? Die een vir wie Isak sy vrou gegee het en sê, jy kan maar met haar trou. Abimelech is 'n titel, soos Farao ook 'n titel is. Abimelech was die titels van die Syriese koning. So, my pa is die koning, so ek word ook die koning, dan kry ek die titel van my pa is die koning. Die pa van die konings. So, dis eintlik soos 'n titel, soos die Farao. Die man se naam was Elimelech, sy vrou se naam was Naomi, aangenaam, wonderlik, oulik, aangenaam. En sy 2 seuns se name was Maglon en Kilion. Swak en siek, swak en kwynend eintlik. En hulle was van die Efrata familie uit Bethlehem in Juda. En ons het laas week vir mekaar gesê, Efrata is eintlik 'n sinoniem van Bethlehem. Bethlehem natuurlik huis van brood. En jy moet die ironie in hierdie hele Joodse verhaal agterkom, dat hierdie mense wat in die huis van brood woon, hongersnood het, en dan na Moab toe gaan. En die Here, en die ironie is, sy naam is die Here is my koning, en dan vlug hy weg in opdrag, die land wat die Here aan hulle beloof het. Onthou, hierdie is nie lank nadat die mense in die beloofde land saam met Joshua ingetrek het nie. Hierdie ouens weet, hierdie is ons land, die Here het dit vir ons gegee, die Here het dit vir ons in oorwinning gegee, en nou trek hy teen die wil van die Here na Moab toe. En ons het laasweek vir mekaar, Deuteronomium 23 vers 3 gelees, wat sê, jy mag nie na die Moabitiese land toe gaan nie, jy mag nie met 'n Moabitiese vrou trou nie, en as jy met sulke heidense vroue trou, dan is jy tot in die 10de geslag mag jy nie in die Here se teenwoordigheid ingaan nie. En Tian doen vir ons so 'n bietjie navorsing oor daai 10de geslag. En wat dit ook beteken, ek en hy het 'n lekker gesprek hierdie week gehad oor, wat dit dan beteken om nie in die Here se teenwoordigheid in te gaan nie. Beteken dit, daai persoon mag nie 'n priester word nie. Wat's daai betekenis? Dan, of dit beteken aan die einde van die 10de geslag iets, want Dawid was 5de geslag en Salomo 6de geslag na Rut. So dit het of met hulle iets te doen dat dit verander het, of dit het iets te doen met Rut, dat dit nie 10 geslagte gevat het nie. Is julle nog met my? OK. So, ek dink persoonlik, dit het te doen met Rut, en dis daai proselitiese bekering van Rut, wat sy gesê het, Here, ek wil u volg, Naomi, u God is my God. Goed, en nou sê sy, nou gaan dit aan en sê, terwyl hulle daar was, in Moab, is Naomi se man Elimelech dood, en sy en haar 2 seuns is agtergelaat, en hulle het Moabitiese vroue geneem. Die een se naam was Orpa, en die ander een se naam was Rut. En hulle het so wat 10 jaar daar gebly. Toe is ook die 2 seuns, Maglon en Kilion dood, en die vrou het alleen agterbly, sonder haar 2 kinders en sonder haar man. Dit is baie kriptiese informasie. Dit lyk vir ons asof hulle Moab toe is. Ek wil net eers vir julle hierdie mooi ding wys. So, in hoofstuk 1 begin die storie in Bethlehem, huis van brood. En dan skuif ons na Moab toe, en dan eindig die storie weer in Bethlehem. Lees gou vir my die laaste versie, iemand van hoofstuk 1. Enige iemand? Ja, go for it.
Nee, die laaste versie van hoofstuk 1, heel laaste versie. So Naomi returned from Moab, accompanied by her daughter-in-law Ruth, the young Moabite woman. They arrived in Bethlehem in late spring, at the beginning of the barley harvest. They arrived in Bethlehem. So die storie begin in Bethlehem, meer as 10 jaar in Moab, en sy kom terug in Bethlehem. Okay, so dis die eerste een. Ek sê julle wys, hoofstuk 2 het ook so drie sulke verskillende scene changes. Hoofstuk 2, hoofstuk 3 dieselfde en hoofstuk 4 dieselfde, wat eintlik vir my verskriklik mooi is. Ek wil julle intentioneel wys dat die ou wat hierdie boek geskryf het dit fyn deurdink. Dit was 'n geleerde ou wat fyn hierdie boek deurdink het en vir sekere redes geskryf het en dit in 'n sekere vorm geskryf het. Nou gaan hy aan, nou sê hy in hoofstuk 1, goed, Maglon en Kilian is te dood en die vrou is daar en sy bly agter sonder haar man. Sy het haar toe gereed gemaak om met haar skoondogters terug te keer uit die gebied van Moab, want sy het daar in die gebied van Moab gehoor dat die Here na sy volk omgesien het deur vir hulle brood te gee. Ironies genoeg, is daar weer brood in Bethlehem. So kom ons gaan terug. Nou is my vraag, hoe lyk dit? Dink julle Naomi was 'n vrou wat passievol die Here gedien het en haar man het haar weggevoer Moab toe teen haar wil? Of dink julle sy was maar deel van die plan? Sy het saam met haar man Moab toe gegaan. Sy was onderdanig. Dit was nie haar keuse nie. Is dit jou mening? Wat dink julle? Goed. Yes, Rian. Dit maak nie regtig saak nie. So dis eintlik die goeie vraag wat ons moet by uitkom, maar wat ek julle ook wil hê julle moet raak sien is dat Elimelech is dood en toe laat sy haar 2 seuns trou met Orpa en Rut. Sy sit deel van hierdie probleem vasgevang, hongersnood, sonde van die groter volk, sy trek Moab toe, hulle is daar, sy besef nog, ouens, maar in hierdie hele ding, en soos wat ons verder gaan aanlees, dan besef ek net in hierdie storie, sal Rut nie vir Naomi gevolg het, as sy nie die Here in Naomi se lewe gesien het nie, ten spyte van alles. En ek wil hê jy moet vroeg met hierdie hele ding, van, jy was 'n vrou wat droog gemaak het en foute gehad het en die Here nie gehoorsaam het nie deur haar seuns vir Moabitiese vrouens te gee toe haar man reeds dood was. Dis so 'n moeilike ding. Maar tog is daar verhouding met die Here soveel so dat iemand anders daar 'n disipel wil wees. Die Here deur haar leer ken. Die mooi ding van Rut is, Rut ken glad nie die verbondsgod van Israel nie, maar sy ken vir Naomi wat die verbondsgod van Israel ken. Imagine dit. Niemand weet enige iets van Jesus nie, maar hulle ontmoet jou. Sal die persoon sonder 'n Bybel, sonder 'n openbaring van Jesus, sonder die stories uit die verlede, net deur jou lewe sê, ek wil ook 'n volgeling van Jesus word, soos wat ek dit in jou lewe sien. Ek kyk na myself en ek dink, Here, dis 'n massiewe verantwoordelikheid. Maar dis waar ons moet wees, soos Naomi. En dis vir my so mooi. Die hele stoei van 'n goddelike vrou wat ook foute gehad het. Dis 'n mens hierdie. Dis 'n gewone mens. Sy was aangenaam en nou gaan sy vra, nee wat, noem my eerder bitter. Dit gaan nie so aangenaam met my nie. Sy het toe gereed gemaak om met haar skoondogters teruggekeer uit die gebied van Moab, want sy het daar in die gebied van Moab gehoor dat die Here na sy volk omgesien het, deur vir hulle brood te gee. Sy is toe weg uit die plek
waar sy gewoon het. En haar 2 skoondogters saam met haar op pad terug na die land van Juda. En sê Naomi vir haar 2 skoondogters, julle moet liewer teruggaan, elkeen na sy ma se huis. Daar waar julle versorging kan kry. Onthou, hulle is nou weduwees sonder kinders. Weduwees sonder seuns. Jy het 'n seun nodig gehad wat vir jou kan brood verdien, kos verdien, voorsiening kan inbring as jy nie meer 'n man gehad het in daai tyd nie. Vandag het ons allerhande pensioenskemas en sisteme en regering en allerhande goed om 'n weduwee sonder 'n man in haar lewe, 'n seun of iemand anders daar is maniere om hulle te help. In daai tyd was dit glad nie so nie. Sy mag nie gewerk het nie, sy het nie 'n man in haar lewe gehad nie en sy was daarop uit om te bedel of prostitusie van te lewe. Dis al hoe sy kon leef. Dis letterlik al. En die wêreld het hulle geweldig uitgebuit. As jy die Ou Testamentiese wet begin bestudeer, dan is daar Ou Testamentiese wette wat jou laat frons en dink, "Sjoe, dit klink rof," tot jy agterkom hoe sleg die wette van die ander lande, van die Assiriërs en die Egiptenare en die Babiloniërs was, en wat hulle met vrouens en slawe en diere gemaak het. Dan kom jy agter, dan as jy die wet lees, hoe die Here opkom vir weduwees en wese, vir armes, daai mooi gedeelte wat ons gister ook gelees het, wat Jesus sê, julle sal altyd die armes by julle hê. Is eintlik 'n verwysing na Levitikus toe, wat in die wet is. Daar's altyd armes by ons, en ons moet die armes versorg. Dis deel van ons morele verpligtinge. So, in die Moseswet en later in Christendom het ons begin agterkom, anders as wat die wêreld glo, armes moet versorg word. Ons default posisie is, armes kan jy op neerkyk en verwerp en eintlik op hulle trap. Dis in elke mens se vleessituasie so, om dalk jou neus op te trek vir die ou wat daar staan en bedel by die hoek van die straat. Maar in ons geessituasie besef ons dat die Here sê vir ons, die armes het jy by jou, versorg die armes. As jy dit aan die geringstes van hierdie gedoen het, het jy dit aan my gedoen, sê die Here. En daarom in Christendom moet ons soos baie ander dinge anders te optree as wat ons eerste vlees instink is. En ons moet in 'n gees sê wat William Booth gesê het, die stigter van die Salvation Army. But for the grace of God, there goes I. Dit kan net sowel ek gewees het. Here, laat ek hulle versorg, laat ek vir hulle lief wees, laat ek vir die geringste gee, en dan is dit my albasterfles met olie wat ek op u kop uitgiet of op u voete uitgiet. So, die mooi gedeelte is ook dat, as ek dink so aan 'n klomp goed wat ons so natuurlik wil doen, en dan sê die Here, nee, draai die ander wang. Ons wil nie die ander wang draai nie. As hy ons klap, wil ek hom net so hard terugklap. Dis ons natuur. Dan sê die Here, nee. Teen jou vlees en draai die ander wang. Dis die manier hoe ons die Here aanbid. So, nou is hy daar. Hulle is op pad terug na die land toe. Naomi sê vir haar 2 skoondogters, julle moet liewer teruggaan, gaan na julle ma se huis toe. Dis waar julle gaan versorg word. Mag die Here julle goed behandel, soos wat julle die oorledenes en my goed behandel het. Julle was goed vir my, dankie. Mag die Here, ek spreek 'n seën oor julle uit, 'n groetseën, mag die Here julle goed behandel. Mag die Here gee, dat julle elkeen 'n tuiste vind in die huis van 'n man. Hoekom? Want daar's sekuriteit, dis net hoe daai lewe gewerk het. Daar gaan jy weer sekuriteit en voorsiening hê, daar gaan jy weer nie hoef bekommerd te wees elke dag oor jou veiligheid en jou kos vir die dag nie. En moet ek net my plek vind. Mag die Here vir julle veilig by 'n tuiste vind in die huis van 'n man. Toe het sy hulle gesoen, maar hulle het hardop begin huil en vir haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk.
albei sê, ons wil saam met u teruggaan. Let op, Orpa sê dit ook. Maar Naomi sê, draai om my dogters, om watter rede sal julle saam met my gaan? Is daar nog seuns in my liggaam, wat vir julle mans kan word? Draai om my dogters, gaan terug, want ek is te oud om weer te trou. Al sou ek dink, daar is nog hoop vir my. En selfs al sou ek reeds vannag 'n man hê, selfs aan seuns geboorte gee, sal julle vir hulle kan wag, totdat hulle groot is, sal julle om hierdie rede julle self daarvan weerhou om te trou? Luister, dis onsinnig. Al word ek nou swanger en het 'n tweeling seuns, gaan julle nie vir hulle kan wag en dat hulle vir julle kan sorg en met julle kan trou nie. Dit gaan nie werk nie. Ek kan niks meer vir julle bied nie, is eintlik wat sy sê. Ek kan niks vir julle doen nie. In die natuurlike, as mens, is alles wat ek vir julle gegee het, Maglon en Kilion, swak en siek, het ek vir julle gegee. Maar dis nou dood, dis nou klaar, dis nou verby. Kan niks meer vir julle bied nie. Partykeer moet iemand verby die natuurlike kyk in die geestelike wat iemand vir hulle kan bied. So, en sy sê selfs aan die seuns geboorte gee, dan sal ek nog steeds sê, kan nie, sal julle om hierdie rede daarvan weerhou om te trou? Nee, my dogters, dis vir my baie swaarder as vir julle. Die Here het immers sy hand teen my uitgestrek. Hulle het toe weer hardop gehuil. Jy kry die idee, hierdie was 'n gesprek op pad van Moab af, Israel toe. En hulle huil hardop, en sy sê, luister, die Here het my gestraf. Nogtans, Orpa het haar skoonmoeder gesoen, en ons het vir mekaar verlede week gesê, Orpa beteken nek, sy het haar nek, haar rug op die Here gedraai en weggestap. Op Naomi gedraai en weggestap. En maar Rut het aan haar vasgeklou. Rut wat vriend of vriendin beteken, het aan haar vasgeklou. Naomi sê vir haar, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Gaan terug agter jou skoonsister aan. Maar Rut het geantwoord, moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie, of om van u af weg te gaan nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf. En daar sal ek begrawe word. Julle, wat 'n mooi stuk. Wat 'n wonderlike, mooi gedeelte. En eintlik die woorde van haar wedergeboorte. Ou Testament kan ons nie regtig sê iemand het wedergeboorte gehad nie, maar hulle het 'n verhouding in hulle hart met die Here, met die lewendige God aangeknoop, nê. Dit was 'n geesverhouding, net soos wat 'n wedergeboorte geesverhouding is. Maar hier verander sy van 'n Moabiet na 'n volgeling van Israel, na die God van Israel toe, na die een wat haar kan red. Iewes skielik is daar 'n kop omdraai en sy met hierdie woorde, u God, Naomi, u God is my God. En ek wil hê julle moet nou oplet, maar dis die een wat Naomi nou net gesê het haar het haar gestraf. Ek wil weer vir jou lees, waar sy sê, die Here het immers sy hand teen my uitgestrek. Daai Here, sê, ek wil daai Here dien. Julle moet hierdie prentjie sien van Naomi, was vir hierdie twee dogters van haar, dit het haar dogters geword. Dit was nie haar skoondogters nie, dit het haar dogters geword. Hierdie twee dogters van haar, was sy so goed voor, dat sy hulle gesê, ten opsigte van die feit, ten spyte van die feit, dat jy dink dat die Here jou gestraf het, en oordeel uitgespreek het, wil ons daai Here dien, wat ons in jou lewe sien. Julle, ek besef net, Naomi moes so 'n volgeling van die Here, so lief vir die Here gewees het, dat dit aanloklik was vir Rut. Orpa moes 2 of 3 keer oortuig geword het, maar sy het op die einde gesê, ag goed, maar wag. Ek besef dat dit moeilik gaan wees, ek gaan terug. En ek wil hê julle moet hierdie ding besef,
Orpa en Rut beleef dieselfde emosie. Hulle huil, 2 keer word van hulle huil gepraat. Hulle is lief vir haar, hulle soen haar, hulle hou van Naomi vas. Dit help nie jy beleef 'n emosie, maar jy sit nie aksie daarbey nie. In die kerk is daar mense wat emosie rondom die Here beleef. En hulle raak emosioneel. Ons is charismate, ons kan nogal emosioneel raak. En jy kan huil, en jy kan sug, en jy kan lag, en jy kan hande klap, en jy kan alles. Maar wat doen jy vir die Here? Ons het gister, was dit waaroor ons gepraat het met die ministry fair. Luister, dit help nie, ek raak emosioneel, en ek raak super spiritual, en ek het allerhande goedjies, maar daar's nie iets prakties wat ek vir die Here ook uitleef nie. Orpa en Rut. Ek dink daar's baie volgelinge wat lyk soos Orpa. Hulle is bereid om saam met jou te huil, is bereid om jou te soen, hulle is bereid om te sê wat vir jou waardevol is vir my ook waardevol. Maar op die ou ende is daar min Rutte wat agter jou bereid is om aan te loop en te sê, luister, u God is my God. Maar dit moet vir ons 'n les wees en ons moet daaruit leer. Die Here kan my maar swaar straf as ek nie my woord hou nie, sê Rut. Net die dood sal ons skei. Toe Naomi sien dat sy vasbeslote is om saam met haar te gaan, het sy opgehou om haar te probeer ompraat. Sy het die hele tyd aangehou om Orpa om te praat en dit reg gekry. Toe hou sy op om Naomi vir Rut om te praat. So in die 2 van hulle toe aangestap tot hulle by Bethlehem aangekom het. Toe hulle in Bethlehem aankom, was die hele dorp in rep en roer oor hulle. Die vroue sê vir mekaar, is dit werklik Naomi? En sy het vir hulle gesê, moet my nie Naomi aangenaam noem nie, maar noem my Mara, bitter, want die Almagtige het dit vir my baie bitter gemaak. Met 'n vol lewe is ek hier weg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom my Naomi noem, terwyl die Here my teenstander geword het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het. As jy haar hongersnood, haar lewe in 'n goddelose land, en ek wil sê Kemosh en Molech, die gode wat hulle aanbid het, was gode waar jy jou kinders moes offer vir hierdie gode. Dit was 'n evil, slegte land om in te bly, die Moabite. Ons het verlede week so 'n bietjie daaroor gepraat, en dit moes sleg gewees het, en boonop verloor sy haar man, en verloor sy haar 2 kinders. En haar belewenis, haar ervaring is, die Here is teen my. Die Here het sy rug op my gedraai. Die Here straf my. Hy is my teenstander en die Almagtige het my kwaad aangedoen. Aan die einde van die boek, en dis waaroor die hele boek gaan, kom jy agter. Mara, bitter een. Die een wat, Mara, by the way, is haar repentance voor die Here. Here, ek is jammer. Ek is bitter, en ek is eintlik bitter jammer, en ek sit eintlik in bitterheid, want my verkeerde keuses het my eintlik in die gemors laat beland. En dan aan die einde van die hele storie, dan kom ons agter, Naomi is eintlik nie, die Here is nie die teenstander van Naomi nie, hy is eintlik die een wat vir Naomi seën. Hy is eintlik nie die een wat haar kwaad aangedoen het nie, hy is die een wat haar losgekoop het en vrygemaak het. Dis eintlik die mooiste storie as jy daaraan dink. Jou persepsie van die Here word later deur die waarheid gevorm. Maar jy het nie altyd die waarheid weet nie. En sy het gedink sy die waarheid weet, maar sy het nog nie by die waarheid uitgekom nie. So het Naomi teruggekeer, haar skoondogter Rut die Moabit het saam met haar teruggekom uit die gebied van Moab, en hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Dit is vir my so 'n mooi stukkie. Hulle het in Bethlehem, die huis van brood, aan die begin van die garsoes, dis asof iemand so 'n gordyntjie ooptrek na die volgende scene toe, na die volgende, in afwagting op wat gaan gebeur. Hoorie, daar was 'n garsoes. Daar was hongersnood, maar daar's nou 'n garsoes. Daar's 'n garsoes, die Here voorsien, daar's iets nuuts wat gaan gebeur. Garsoes is die tyd van fees en van hoop. Dis lengte.
Dis 'n feestelike tyd. Dis mooi. Dis altyd fantasties mooi. Dis gewoonlik hier in Mei maand in Israel. By ons is dit herfs. Is nie so mooi nie. By hulle is dit mooi. Ek weet nie van julle nie, maar ek hou van lente. Dis vir my baie mooi. Ek het 'n lente girl getrou. Want ek hou van lente. Dis mooi, dis vrolik, daar's blomme, alles gebeur. En dis eintlik die gevoel wat jy moet kry as jy lees. Die garsoes is daar. Elke Israeliet, as hulle dit gelees het hulle, o ja, die lug ruik soos blomme. Die garsoes is aan die gang, die mense is feestelik, dis lengte. Dis heerlike lengte, die winter is verby. Almal het daai vibe in hulle hart en dis wat gebeur in hulle gemoed. Goed, ek wil julle nog een ding wys, maar voordat ons daarby kom, is daar enige vrae, enige iets, het iemand vir jou vrae gestuur? Het jy nog nie vra nie? Het enigeen van julle iets wat julle wil weet? Iets wat julle wil sê oor hoofstuk 1? Goed, ek het al met julle gepraat, en ek wil vra, wie onthou van die digvorm van 'n chiasm? Chiasm, kan julle chiasm onthou? Pieter like 'n chiasm. Die hele Bybel is in chiasms geskryf. Ek dink daar's baie meer chiasms in die Bybel as wat ons ooit gaan besef. En elke nou en dan ontdek ons nuwe chiasms en hoe die Here goed in chiasms geskryf het. 'n Chiasm is tipies die beste beskrywing van 'n chiasm is die menorah. Daar's 'n chiasm vir jou in 'n vorm. 'n Chiasm is 'n digkuns wat sê A en A rym, die eerste gedeelte en die laaste gedeelte rym. B en B rym, die tweede gedeelte C en C, maar die D, die middelste gedeelte is eintlik waaroor alles gaan. Dit word in die middel beklemtoon. Nou daar's so 'n bietjie van 'n ander digvorm wat hulle gebruik het in psalms ook, van die psalms en van die spreuke is eintlik word gebruik. Die spreuke is mooi, as jy dit lees, is dit altyd 'n beklemtoning van dieselfde feit. Ek dink nou, probeer nou vinnig dink aan 'n voorbeeld. Wyn is 'n spotter, drank is 'n lawaaimaker. Dis dieselfde ding wat hy net op 'n ander manier ook sê of beklemtoon. Of die kontras in stel, baie van die spreuke word in kontras met mekaar gestel. Maar die chiasm wat regdeur gebruik word in baie van die hoofstukke is so, en is altyd 'n ongelyke getal, of 'n 9 of 'n 7 of 'n 5 of 'n 3. So ons sien in die boek 'n chiasm van 3. Kan julle die chiasm sien? Hier's 'n chiasm. sien julle? Bethlehem, Moab, Bethlehem. Chiasm, tipiese chiasm. En dan is daar in hoofstuk 2 nog 'n chiasm. Dis Naomi en Rut. Die tweede sien is Rut en Boas. Die derde sien is weer Naomi en Rut wat saam feesvier en sê, yes. So hoofstuk 2 en 3 begin met Naomi en Rut wat plannetjies maak. Hoofstuk 3 begin ook so. Rut en Boas wat by mekaar is. En aan einde hoofstuk 2 en hoofstuk 3 met Naomi en Rut wat party hou. Yes! Boas het geval vir die plan. Yes, die Here het vir ons voorsien. Yes, hierdie werk. Yes, die Here is hier. So, Naomi en Rut, Rut en Boas, Naomi en Rut. In hoofstuk 2 en 3 is hier 'n chiasm. As jy dit sien, is dit, hier's 'n hoofstuk aan die begin, hier's 'n hoofstuk hier en 'n hoofstuk hier, en die twee vou so saam, is eintlik 'n duplikat van mekaar. Die storie van wat ons volgende week gaan doen, van Naomi en Rut se plannetjies wat hulle beraam.
Rut en Boas se ontmoeting, Naomi en Rut wat fees vier, Naomi en Rut wat dan weer planne beraam oor Boas, Rut wat eintlik vir Boas gaan vra om te trou, en dan Naomi en Rut wat weer fees vier en sê die Here het 'n plan. Wag, kom ons kyk, die Here het 'n plan. So hierdie is so 'n mooi storie. En dan is die 4de hoofstuk ook in die vorm van so chiasm. Die 4de hoofstuk, ek wil net hier kyk, die eerste een is 'n publieke 'n bespreking van Boas. Hy gaan in die stadsplein in, kry 10 manne met hulle 'n onderhandeling. Die middelste een is Obed. Obed word gebore. Wat's Obed se betekenis? Kan julle onthou? Om te dien, dienaar. En dan eindig dit met die geslagsregister wat eindig op die hoogtepunt Dawid, koning Dawid. Goed, hier's 'n chiasm. Die chiasm is ons publieke koning, die een wat vir ons gesterf, die een wat ons koning gaan word het, die een waaroor hierdie storie gaan, die een hoekom hierdie storie neergeskryf is, dis Dawid. Boas het dit publiek begin, maar eintlik is die middelpunt van die chiasm Obed. Jy sal nou weet, die chiasm met die menorah met 9 kandelare, die Joodse menorah wat hulle nou vandag gebruik met 9 kandelare. Wat noem hulle die middelste gedeelte van daai? En hulle noem dit the servant arm. Hulle weet nie hoekom nie, maar hulle noem dit the servant. Die 1 en 7 noem hulle ook the servant. Jy steek die ander van hier af aan. Dis hoe dit werk. Die Jode noem dit die servant, maar hulle weet nie wie is die servant nie. Ons weet wie is die servant. Dis Jesus Christus. Obed se naam is die dienaar, die een wat kom dien. En dit verwys eintlik na die een wat vir ons gebore gaan word om ons te kom red. Hy het vir Naomi gered. Dit was haar seun wat haar kom red het. Haar losser. Boas was die losser wat die seun laat gebore word wat vir haar 'n toekoms voorsien het. Kan julle die fyn simboliek daarin sien? Elke keer as ek na hierdie boek kyk en ek sien laag op laag goed hierin, dis soos kring in 'n bos. Ek's mal oor kring in 'n bos, ek's mal oor Daleen Matthee. Ek dink sy's brilliantly slim. Ek dink die storie agter die storie wat sy geskryf het is net so mooi. En dan besef ek, hierdie priester wat in Esra se tyd sê, wag. Kom ek gaan skryf 'n geskrif vir Esra en Nehemia om te sê, hey, julle kan nie al hierdie vrouens net voor die voet wegjaag nie. Kom ons skryf 'n ding hier uit die geskiedenis uit. Kom ek skryf die storie. Ek het verlede week vir julle gesê, dis soos Racheltjie die beer. Is nêrens neergeskryf nie, maar ons almal ken dit. Kom ons skryf een van ons ou volksstories neer, maar ek skryf dit in die vorm neer wat tot almal se harte gryp. Ek skryf dit in 'n vorm neer wat mooi is, wat slim is, wat uitgewerk is, wat nie net Joodse mense se harte aangryp want dit is 'n mooi liefdesverhaal nie, maar wat scholars aangryp want jy kan hier indelf en induik en die diepte daarvan ontdek en sien. Jogg, die Here is goed. Sy genade, sy gesed. Ons kom nog by gesed. His loving kindness wat 3 keer so voorkom, so is in daai boek ingeskryf soos deurvleg. Hierdie hele boek gaan eintlik oor die gesed, oor die loving kindness van die Here. Goed, ek wil volgende week aangaan met hoofstuk 2. Ek wil nie nou aangaan met hoofstuk 2 nie. Is dit reg? Enige vrae, enigiets? Wat let jy op van hoofstuk 1? Wat val jou by? Wynand. Vat net gou die mikrofoon toe dot. Ons sê aan. Yes. Allee.
Ons almal gaan deur 'n proses van moeilik Ja. en probleme en sulke goed. En ek wil hier Deuteronomium 30 vers 19 inbring. Daai vers wat so mooi wat die Here sê, ek sit hemel en aarde voor julle, weet nag en dag en al daai goed. En dan sê hy maak 'n keuse. En dis dieselfde hier tussen wat sê Orpa en Rut. Ja. So dit trek vir my daai lyn en ons het almal 'n keuse wat ons moet maak. Somewhere moet ons op daai plek kom. Ja. En die Here sê, weet ons kan deurtrek, ons kan al die goeders reg doen en als, maar ons moet 'n keuse maak. Net soos wat ons 'n keuse moet maak om eendag die Here Jesus Christus aan te neem en sy bloed te aanvaar. Maar besef jy hierdie hele ding van I set before you life and death, now choose life. Die hele ding is keuses. Elimelech het 'n keuse gehad, gaan hy die Here vertrou of gaan hy sy vlees vertrou? Hy het verkeerd gekies, hy's Moab toe en dit het hom op by dood uitgebring. Naomi het 'n keuse gehad, gaan sy bly in Moab of gaan sy teruggaan na die Here toe? Sy het teruggegaan na die Here toe. Dit het haar lewe gebring. As jy verkeerd kies, dood, as jy reg kies, lewe. Orpa en Rut maak keuses. Rut maak die regte keuse, Orpa maak die verkeerde keuse. Boas het 'n keuse. Wat se keuse gaan ek maak? Gaan ek die regte, as sy hom vra om te trou, dan kan hy nee sê. Hy kan sê, no way, ek's uit. Maar hy maak 'n keuse. Hy sê, wag, ek gaan hierdie godsvrou eer en ek gaan ook, as hy met haar trou, en ons gaan nog daarby kom, dan kom jy agter, hy het nie net Rut in gedagte nie. Rut is obviously mooi en nice, maar hy het ook Naomi in gedagte. Hy wil ook, soos wat Rut goed was vir Naomi en genadig was met Naomi, so wil hy ook goed wees en genadig wees met Naomi. Want as hierdie Moabitiese vrou vir my tannie kan genadig wees en goed wees, kan ek seker vir my eie familielid ook genadig en goed wees, dan sal ek met hierdie vrou trou. 'n Keuse wat hy uitoefen. Wat het ons laasweek gesê, is 'n ander ou se naam in Hebreëus, Peloni, daai anonieme ou, sy naam is, wat was sy naam? Kan jy onthou, Dot? Jy het dit neergeskryf vir ons. Peloni Amoni. Alemoni. Letterlik, so en so. Man sonder naam, want die Bybel wil hom nie expose nie, 'n stuk genade. In die geskiedenis wil hulle nie sê wie dit is nie. Ek dink, is iemand wat soort van algemeen bekend was in Juda, en dat hulle hom nie wou expose nie. Hy wil nie met Rut trou nie, hy kies iets anderste. En in die storie word sy naam nie opgeskryf nie. Die Here het nogal iets van 'n naam wat opgeskryf word in hierdie boek. Ek weet hy praat van ons naam wat opgeskryf is in die lewensboek, maar as hy sê oor die vrou met die alabasterfles, dan sê hy oralste waar hierdie storie vertel gaan word, gaan haar naam, want haar naam is opgeskryf in hierdie boek. Daar's iets moois van die naam wat opgeskryf is in hierdie boek. Daai ou se naam is net meneer anoniem. Ons praat nie oor hom nie, want hy het die verkeerde keuse gemaak. Boas het die regte keuse gemaak. So, dis 'n mooi ding. Dis een van die temas is die regte keuses uit hierdie boek uit. Nog iets. Wat sê die Here vir jou? Ja. Esmarie, wag net gou. Nee, ons wil jou aanlyn ook hoor. Okay, nee. Dit het my heeltyd gepla, want jy het gesê Naomi, die boek gaan eintlik oor Naomi. Maar as ek deurgaan met hoofstuk 1, dan voel ek maar dit gaan eintlik oor Rut, want as Rut nie die keuse gemaak het om te draai op die Moabitiese geloof nie, dan sou ons nie na dan sou ons nie vir Dawid gehad het nie. Want as gevolg van daai keuse en as gevolg van haar liefde van God of vir God wat sy deur Naomi gesien het sy gedraai. En dit het my baie laat dink ook aan Rachel en Lea, waar ek dink is na die tyd of voor die tyd, ek raak die mekaar, dit is nou op Facebook right, nee. Maar dieselfde ding het met Rachel en met Lea gebeur, waar Rachel het actually idols ingebring, of in haar sak weggesteek, en Lea
dit is ook waar die tydlyn van Dawid toe deurgekom het. Maar Lia het gesê, maar ek glo in God en daar staan in die woord that the Lord blessed her with a fruitful womb. Ja. En dit is nie net fisies nie, maar dit is ook geestelik. En hierdie ding, nou het ons praat van die chasms en al die goeders, alles kom so eintlik tot op 'n manier by mekaar uit. Dis wat ek aan dink. Die Here is in beheer. Absoluut. Ja. En die wonderwerk wat beskryf word in hoofstuk 4 is dat Rut swanger geword het. En eintlik julle nie eens van julle sou hier gewees het as daai wonderwerk nie met jou ma gebeur het nie. So, maar dis eintlik so 'n mooi gedeelte. Goed, nog iemand? Yes. Rustig. Wat vir my verskriklik uitgestaan het is, as jy na vandag se inligting oor sielkunde en depressie en daai goed gaan kyk, Naomi was depressief. Sy was tot in die grond toe plat geslaan, moedeloos, hopeloos. Sy het eintlik net teruggegaan, want sy het nie geweet waarheen anders om te gaan nie. Ek vermoed, en dis net 'n opinie, ek vermoed as jy vir haar die keuse gegee het tussen selfdood en om terug te gaan, sou sy eintlik die ander een gekies het, maar sy het nie daaraan gedink op daai stadium nie, which is great, en dis wonderlik. En die Here het nog steeds gekom, ten spyte van haar depressie, ten spyte van hoe afgeplat en totaal en al oor dit sy was, het hy gekom en hy het haar kom herstel. Is dit nie ironies dat sy in Israel aankom, in Bethlehem aankom, en dan sê sy vir die mense, moet my nie Mara, moet my nie aangenaam noem nie, noem my bitter, dan sê sy, want ek is leeg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Was sy regtig leeg? Rut staan langs haar, wat 'n klap in die gesig. Verstaan jy? En dit laat my ook dink dat sy so depressief was, en dat Rut die volwassenheid gehad het, om nie te sê, leeg, wag, laat ek jou ook orpa, laat ek ook waai. En net te sê, weet jy wat, ek gaan nog steeds ten spyte van 'n insult uit jou seer uit. En depressiewe mense insult jou sonder dat hulle besef hulle insult jou, want hulle is in depressie. Dat sy dit vat en nog steeds genadig en liefdevol teenoor haar optree. So ek dink dis 'n mooi observasie, en ek dink ook, miskien was jy ook in daai omstandighede depressief, as jy deur 'n hongersnood, 'n man wat dood is, 2 seuns wat dood is, geweldige toksiese omgewing waarin jy gewoon het, sou jy ook dalk depressief gewees het. En nou kom die Here nog steeds in genade en gee vir haar Obed. Gee gou vir ons die mikrofoon hier voor. Saan. Ek dink waar ek op die oomblik is woorde vir my belangrik, en vers 8, die woorde wat staan, mag die Here, waar Naomi dan praat en sê, mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Dan hierdie stukkie, vers 9, mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Dit kon maklike woorde gewees het wat 'n mens sê uit gewoonte uit, maar terugskouend besef 'n mens presies hierdie woorde het waar geword. Ons weet 1 vers 8 is die vers, mag die Here sy liefde, dis die woord gesed, dis die eerste hoofstuk se gesed, mag die Here sy gesed, sy liefde, sy genade, sy loving kindness oor julle laat hang. So ek dink die hele ding van woorde, die trefkrag en die effek daarvan, en dis presies, as mens nou vanaand terugkyk, dan is dit presies wat gebeur het. Ja, die Here het toe, eintlik dit wat sy hulle mee geseën het, op hulle terugkom, en sy het sy gesed beleef, dis eintlik so mooi. Dimmen, gee gou vir Dimmen daar. Jesus, ons laat jou hardloop, Tebogo, is goed. Ek dink net, het is baie interessant dat Naomi na Elimelech dood is, nie dadelik terug is nie. Sy kon teruggegaan het, sy was vry om te gaan, maar sy het nog gewag met haar 2 seuns, hulle toelaat trou. En toe nog 10 jaar, so nog 10 jaar in die verkeerde besluit geleef, as iets so daaraan dink. Ek bedoel,
En dis die realiteit, ouens. Ons sit hier en ons kyk vir mekaar en ons sê vir mekaar, Naomi was 'n gewone mens soos ek en jy. Sy het goeie keuses gemaak en sy het vrot keuses gemaak. Ten spyte van verkeerde keuses het die Here vir haar genade gehad. Ten spyte van verkeerde keuses het die Here geset op haar loving kindness oor haar uitgeoefen. En al dink sy ek is leeg, die Here het my teengestaan, hy het my verwerp, hy is my vyand. Jy kan vir die Here sê net wat jy wil. Jy kan beklei met die Here, jy kan depressief wees, jy kan jou face swaai teen die Here. Die Here is nog steeds lief vir jou. Hy's 'n loving kindness, hy's 'n loving Vader. Hy is lief vir jou en hy's nog steeds bereid om te sê, my dogter, ek gaan jou nog steeds uithaal en red. En hierdie hele ding van Naomi behoort daar vir my en jou so vertroosting te wees. Van ten spyte van waar ek en jy dink die Here met ons trek, die Here is lief vir jou. Die Here het nie sy rug op jou gedraai nie. Die Here is nie vyandig teenoor jou nie. Die Here is besig met 'n groter plan en ek wil julle die opsomming van hierdie hele boek gaan ek jou die hele tyd herinner. Ek dink ek het dit laasweek ook vir julle gesê, Romeine 8 vers 28. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hy liefhet. Die Here het 'n plan met Naomi gehad, het 'n langtermynplan met Naomi gehad, en sy plan was om vir haar goed te wees. Dit het nie vir haar in Moab so gevoel nie. Miskien is jy as gevolg van jou eie keuses in Moab, en voel dit vir jou, die Here is ver. Hy is nie ver van jou af nie. Hy is by jou, hy is lief vir jou, hy het 'n plan vir jou, en hy het 'n toekomsplan, 'n goeie, Jeremia 29 vers 11, 'n plan vir goed en nie vir sleg nie. Dit is die mooiste. Ivan? Hierso. Ek dink dit is iets wat ek sien daarso in Naomi wat vir Rut en vir Orpa die keuse gee en sê, gaan terug en kry 'n man en leef jou lewe. Maar Rut het iets meer gesien as dit. En sy het geweet, die Here het 'n goeie plan, en dis nou wat jy gesê het, die Here het 'n goeie plan vir my, ek kan nie dit nog nie sien nie, Ja. maar ek vertrou dit, en Orpa het gesê, nee, die omstandighede lyk sleg, laat ek liewer teruggaan, na waar dit bekend is. Ek klim in die boot uit, en ek loop in geloof. Kom ons bid saam. Steek julle hande so voor die Here uit. Sê, Here, ek besef, ek moet regte keuses maak. Here, help my in geloof kies, al kan ek nie sien nie. Help my om nie na die verkeerde plek toe te vlug nie. As U die huis van brood is, Bethlehem, gee dat ek nie my vlees Moab toe sal hardloop nie. Here, en as ek sonde gedoen het, en in Moab ergens beland het, kan ek asseblief soos Naomi na U toe terugkeer? Kan ek asseblief soos Rut sê, U God is my God? Kan ek asseblief in repentance, al is daar bitterheid en hartseer in my hart, al het ek swaar gekry en het rowwe goed gebeur, mag ek terugvlug na U toe, en mag ek die glimpse, die hoop van die garsoes, van die lengte, van die lekker ryk, van die nuwe seisoen by U kom ryk, want Here, ek weet U het 'n Boas in my lewe. Ek weet U het 'n Obed, die dienaar wat ons koning is in my lewe. Dankie Jesus. Amen. Dankie julle, ek sien julle volgende week, dan doen ons hoofstuk 2. Is daar iemand wat nie op die WhatsApp groepie is nie? Sit asseblief jou naam Kom gou op die gou WhatsApp hiernatoe, dan groep. help ons julle. Kom gou vorentoe, sit jou op die WhatsApp groep. Tebogo, sal dit enigstens moontlik wees om die WhatsApp QR code ook op die YouTube ouens te sit. YouTube ouens, dankie. Sien julle volgende week.